Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons vandag en ons glo en vertrou dat jy 'n amazing diensbelewenis gaan hê. Voor ons aangaan wil ek gou vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. Ek lees vir jou wat staan in Filippense 4 vers 19 en ek lees dit in die Engels. Dit sê, "And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus." Dis amazing om te weet dat dit die Here se belofte is. Ek en jy het behoeftes. Ons het dinge wat ons die Here voor vertrou, maar ons kan dankbaar staan in sy voorsiening wat hy vir ons bied. Weet dat wanneer jy vandag 'n bydrae maak, weet ook jy doen dit uit 'n plek uit waar jy weet die Here seën jou en hy seën my ten volle. Daarom gee ons met blye harte. Jy verskeie maniere jy 'n bydrae maak, verskyn nou op die skerm. Let ook op na al die exciting goed waarmee ons besig is by ons kampus. Kom ons kyk saam na die kampusnuus. Your love's uncomplicated. You love me just the way I am. Maak ons Christendom te ingewikkeld vir mense wat nie glo nie. Jesus sê, volg my. Dit is lewensveranderend. Hierdie wintervakansie hou ons dit uncomplicated. Vanaf 29 Junie tot 27 Julie gaan ons Sondag slegs een diens om 9:00 hê. Die 29ste Julie begin ons ook met 'n nuwe preekreeks met die naam Uncomplicated. So maak seker jy mis dit nie. Saam met ons preekreeks In Gesprek gaan ons gebedsjoernale beskikbaar stel om deur te werk. Hierdie joernale is deur die Dr. Douwe Kaapsone geskryf en gaan jou lei deur 'n 40 dae Bybel en gebedsplan. Bestel gerus nou reeds jou joernaal. Alle joernale sal by die infotoonbank beskikbaar wees vanaf 20 Julie. The world of work is changing rapidly, forcing us to rethink how we lead our people. LifeWork Leadership is an 8-month program specifically designed to assist marketplace leaders be exposed to world-class international speakers and engage with several local case studies from LifeWork Leadership alumni. Become the impactful leader that God has called you to be. LifeWork Leadership begin op 24 Julie om 6:00 en kos R3,500 per persoon. En jy kan eenmalig oor 3 maande of oor 7 maande betaal. So kies gerus die opsie wat jy verkies wanneer jy registreer. Kontak ook vir Rainer vir meer inligting. Die lewe het soveel uitdagings en in hierdie uitdagings is daar oorwinnings as ons aanhou glo. Kom luister na Lofty se lewensverhaal van 'n jong man vol planne tot die Here sy lewe vir ewig verander. Maar dit bly nie daar nie. Hy stap tot nou toe nog 'n pad van gehoorsaamheid wat steeds vol uitdagings is. Hier gaan genoeg sop en brood wees om gou van die winterkoue te vergeet. Onthou, jy kan jou parkeerkaartjie betaal met SnapScan of Zapper. Scan net die kode agter op jou kaartjie. Môre julle, dis so lekker om julle almal hier te hê. DDK het 'n toneelspel wat ons vandag vir julle gaan opvoer en ons het hard geoefen aan dit. En ja, so julle sou sien Kersfees is oral en julle sal dink, hoorie, ons vier nie Kersfees in Junie nie. Maar dis waaroor die toneel gaan. Ons moet Jesus nie net in Desember vier nie, ons moet hom reg deur die jaar vier. So geniet die play en ja. Tanya, wat maak jy? Hoekom versier jy die kersboom? Dit is al nou Junie.
Want dit is Kersfees in Junie. Nee my kind, Kersfees is in Desember. Maar ons vier nie net vir Jesus in Desember nie, of hoe? Wat is dit? Dit is 'n geskenk, maar nie vir pappa nie, vir Jesus. Vir Jesus, hoe gee 'n mens vir Jesus 'n geskenk? Deur hom elke dag lief te hê, net soos pappa my die hele jaar drukkies gee, maar nie net op my verjaarsdag nie. En aangesien dit Vadersdag was, hierdie is vir pappa. Wow! Yes, dis cool, check hierso. Baie dankie my kind. Maar, hoekom nou? Want pappa is elke dag spesiaal, net soos wat Jesus is. Weet jy wat? Oeps. My kind, jy is heeltemal reg. Ons moet Jesus elke liewe dag van die jaar vier, en daarom gaan ek hierdie boom ook versier. Ja, so kan ons Kersliedjie sing? Ja, okay, maar dan moet ons vir papa's ook dankie sê. Welkom by ons lekker Kersfees spelstuk in koue Junie maand. Terwyl ons Jesus vier in Desember, moet ons nie vergeet van nou. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n lekker winters Kersfees aan hierdie land, o Heer. Papa gee ons elke dag 'n drukkie, Jesus is daagliks by ons. Jesus ons beste geskenk nog ooit, dankie vir alles elke dag. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n lekker winters Kersfees aan hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde, as ons elke dag celebrate? Toe hy sy seun aan ons gestuur het, beste geskenk nog ooit. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n lekker winters Kersfees aan hierdie land, o Heer. Okay, en hier is 'n Bybelvers om ons te onthou waarom ons Jesus elke liewe dag van die jaar moet vier. Ons het geleer van 1 Johannes. Nou Johannes klink soos jou hande, so ons sê 1 Johannes 4 vers 9. God het sy liefde gewys deur Jesus te stuur, sy enigste seun om ons te red. Alle ouers
So kom ons vier Jesus en awesome ouers elke liewe dag. Môre, dis lekker Kersfees, né? Sê gou vir iemand Kersfees kom. Julle het gedink hierdie jaar vlieg, ons het 'n bietjie op fast forward gesit en toe is dit sommer nou al verby, daar is hy. Kersfees, weet jy, dit is 'n interessante tema en ek dink dit is so spesiaal dat ons nie net een keer 'n jaar aan Kersfees dink nie, ek dink elke dag van ons lewens. Ek dink dis waar vandag gaan. Dit gaan oor Jesus. En al die kinders wat hier is so lekker om 'n bietjie 'n kerkdiens te hê met julle wat hier sit. Julle laat die kerk mooi lyk. Okay? Sê vir jou maatjie langs jou, jy's Shanana. Jou pa en jou ma sal verduidelik wat Shanana beteken. Okay. Net voor ons dit doen, ek wil net so 2 goedjies noem. Die een ding is net, onthou asseblief van volgende Sondag af met die wintervakansie 1 diens 9 uur. Asseblief onthou dit, moet nou nie aankom voor die tyd en vir my sê jy's te vroeg of die aankom te laat en sê sorry ek het nie geweet nie. 9 uur asseblief, ons sal dit weer 'n keer oral sit en dan na die wintervakansie, met ander woorde na Julie, dan gaan ons weer terug na die 2 dienste toe. So is eintlik eenvoudig van volgende Sondag af 1 diens tot die einde Julie. Great stuff. En dan net dit, ek wil vanoggend is so spesiaal. Ons het, julle weet van ons praise and prayer reports wat ons het en wat ons invul. En party sonde ervaar ons dat die Here regtig vir ons op ons hart lê om vir iemand spesifiek te bid oor 'n prayer report wat ingekom het. En ek wil vir Janke vra om vorentoe te kom want sy wil getuienis lewer net oor wat die Here gedoen het. En ek dink dis iets wat ons almal kan hoor, net die Here is deel van ons lewens en betrokke in ons lewens. Janke, baie dankie. Hallo, ek's Janke Bosman, my man Tiaart Bosman is daar. Julle het so 6 weke gelede vir my vir iets spesifieks gebid, maar ek wil net soos 'n klein bietjie agtergrond gee in 'n paar minute. Ek het my mediese graad in 2020 klaargemaak en dan is daar soos 'n set-out program in terme van internskap wat almal doen. So dit separate jou nie van die massas as jy iets spesifieks wil doen soos ek wat narkose wil doen nie. So gewoonlik jou gemeenskapsdiensjaar is waar almal in iets anders geplaas word en as jy in die ding kan werk wat jy baie graag wil doen, dan is jy net enetjie voor. Maar soos wat almal weet, die Weskaap is 'n baie gesogte gebied en die goed wat almal wil doen is nie noodwendig beskikbaar om te doen in 'n gemeenskapsdiensjaar. So narkose, jou kans om, ek dink ons 1 pos in die hele Weskaap vir narkose vir gemeenskapsdiensdokters. So ek en Tiaart het besluit as ons nou baie graag wil hê ek moet narkose doen en die manier om dit te kan doen is om ten minste eers te begin met 'n diploma in narkose, maar vir dit kort jy 6 maande se ervaring en jy kan dit in jou gemeenskapsdiensjaar opdoen, maar as jy in die Weskaap bly, moet jy een uit al die hele populasie in die Weskaap wees. So ons het besluit ons en natuurlik of dit verniet opdoen, verniet werk. So ons het besluit finansiëel vir ons is dit nie die slimste manier om eintlik het ons gedink enigstens feasible om dit te probeer doen nie. So toe het ons besluit, okay, ons kan dit doen. Ek gaan vir Mpumalanga aansoek doen. Ek gaan Nelspruit toe gaan. Ek weet van 5 mense wat 5 vriende wat dit hulle eerste keuse gemaak het en hulle al 5 het dit gekry. So dit voel vir my soos dit is veilig. Ek het so geglo dat ek dit gaan kry dat ek vir die CEO of die medical manager van die hospitaal 'n e-mail al voor dit gesê het, hierdie was my eerste keuse, ek kom, kan ek asseblief narkose doen as ek daar aankom. Toe sê hy soos, Dr. Geldenhuys, please, let's just take one step at a time, let's just get you into this hospital. Okay. So kom die plasings en ek het dit nie gekry nie. Ek het Tonga gekry wat soos op die randjie van Mosambiek basies is, Nelspruit, daar's 'n lughawe, dis urban, hierdie plek dis letterlik koeie, grondpaaie, dit is 'n township, dis hutte, dis net glad nie hoe ek my gemeenskapsdiensjaar imagine dit nie, en ek sou definitief ook nie narkose tyd kon opdoen nie. So nou gaan ons long distance marriage doen vir iets wat dit was nie die doel van die jaar, voel ek nou gaan ek nie bereik nie. So moet ek nou 'n blyplek kry en dit is soos, julle kan nou imagine, die naaste winkel is 50 minute van die hospitaal af, wat ek kan gebruik, dit is net, maar ons het besluit, en almal sê vir my,
sê nee, second round, so sit maar, of so sê nee, en dan word jy miskien tweede keer geplaas, en ek het net gevoel, die Here sê vir my, jy moet gaan, en het nie sin gemaak nie, Tiaart sou hier gebly het, of hy het hier gebly, en ek het gegaan, want nou kom ek terug, en dan het ek nie werk nie, en dan Tiaart ook nie werk nie. So ons het toe besluit, ek gaan. So nou is die eerste ding, ek moet nou 'n blyplek kry. En iemand, daar's hierdie Facebook groep waarop al die mense wat nou geplaas is vir gemeenskapsdiens kan post soos, wil jy ruil, maar ek het geweet, niemand gaan met my wil ruil vir Tonga nie. So dit was nie die boodskap wat ek gestuur het nie. Ek het gevra, soos, weet iemand waar ek kan bly vir hierdie hospitaal, en ek het eintlik geweet, niemand gaan eens my boodskap sien nie, want almal paniek, swap nou, hulle calls, hulle plasings, niemand gaan nou worry oor my wat 'n blyplek wil hê nie. En hier antwoord hierdie persoon wraggies vir my en sê soos, jy moet vanaand 10:00 die aand vir hierdie mense 'n boodskap stuur, jy moet hier bly. En ek stuur die boodskap en dit was so seën, ek het gevoel ek bly in die tuin van Eden, dis 'n plaas in Mpumalanga, maar hulle voer lychees en mangoes uit na Woolies toe. Ek het gevoel soos asof ek vir 'n jaar in die tuin van Eden gebly het. Maar nou moet Tiaart my daar gaan aflaai en dit is die 1 Januarie en Tiaart moet terugkom en ek voel, ek wil net sê op pad soontoe en dit raak al hoe meer rural en al hoe meer bossie en al hoe minder huise en ek bid en ek sê vir die Here soos ek het geweet ek moenie uitruil nie, maar kan ek is jammer dat ek nou vra vir 'n teken, maar kan ek asseblief net een teken kry, my hartklop 120 beats per minute en ek moet net gou. Toe nêrens uit, dit het nie gereën nie en daar kom net soos 'n reënboog en dis ek soos okay, ek sal nie weer vra vir 'n teken nie. Ek weet ek moet hier wees. Weer die jaar gaan moeilik wees, maar die reënboog is daar en dit is vir my so 'n teken van God se beloftes. Maar nou weet ek okay, ek weet vir 'n feit ek moet daar wees, maar dit maak dit nie minder sleg dat Tiaart toe nou moet ry op die 1 Januarie nie. En ek bid die 2 Januarie en ek sê ek kan nie hierdie hele jaar alleen, toe is ons al 2 jaar getroud, ek moet nou hierdie alleen uitfigure op 'n manier. Stuur net as 'n kort companion, ek is jammer, ek is 'n mens, ek wil iets kan sien. En hier kom 'n hond, sy naam is Maguire, hy's 'n swart labrador en stamp my voordeur met sy kop oop, soos letterlik al 4 uur later. En Maguire het my nie vir 1 sekonde alleen gelos daai hele jaar nie. My kom haal by die kar en daar gesit, ek weet nie hoe sy plaas dit gedoen het nie, want hy was 10 jaar oud, maar hy het letterlik tot die volgende oggend 7 uur by my in my cottage gesit. Maar ek het die narkose ervaring opgedoen en ek moes dit toe verniet opdoen in 2024 het ek die hele jaar verniet gewerk in narkose by Mitchells Plain Hospitaal. En ek het toe my diploma geskryf en toe kon ek begin werk in narkose. Maar nou is ek terug in die Weskaap, nou wil ek 'n werk hê in die Weskaap. En dit is toe nou die werk waarvoor julle vir my gebid het. Daar 350 mense aansoek gedoen vir hierdie werk. Hulle het 10 geshortlist en hulle 2 gekies. En ek weet nie, dit voel vir my 50 uit daai mense moes oulik gewees het. 30 uit daai mense kon almal die werk gekry het, maar ek het 6 maande tot 'n jaar lange onderhoud gehad met die mense. En toe ek moes verniet werk vir daai tyd, het ek nie geweet hoekom is ons verniet werk? Hoekom die Here weet dit was nog altyd my passie. Hoekom moet ek dit doen in die oomblik wanneer jy dit verstaan nie, maar jy moet net vertrou dat in die oomblik gaan die Here vir jou die regte. Jy moet net doen wat in die oomblik vir jou reg voel. En toe ek moet kompeteer met 350 mense vir een werk of vir 2 poste, het jy 'n voorsprong as jy vir 6 maande tot 1 jaar verniet moes gewerk het. En toe weet ek sou nooit hierdie werk gekry het as dit nie was vir dit nie. En die boodskap dink ek is maar net om soos te vertrou, al maak dit nie sin nie, al moet jy gaan, al moet jy, dit sal uitwerk as jy net vertrou op wat die Here vir jou sê. Ja, baie dankie. Dankie dat julle vir my gebid het. Ja, gebed het krag. Ek wil jou aanmoedig om aan te hou bid en te bly glo en te bly vertrou en to live in the moment. En die ander groot storie is om totaal oorgegee te bly leef in die Here se plan en prentjie en doelwit met jou lewe. Al verstaan net op daai oomblik nie, God is getrou. Dankie Janke. So ons is vanoggend, is interessant om hierdie tyd van die jaar te dink aan 'n Kersboodskap. Maar ek wil graag jou bless met iets. Ek dink dis 'n gedagte wat ons moet saam met ons vat om te celebrate elke dag van ons lewens.
om te weet en te besef, dit gaan nie net oor een dag nie, dit gaan oor elke dag, kan ons sy heerlikheid sien. Julle kan my presentation opsit, of is hy op? Okay, is op. Daar gaat hy. Okay, so vandag is ons, ek skryf daar Kersfees in Junie, jy weet, maar hoekom nie? Dis eintlik die vraag. En hier's 'n vers wat ek wil opsit, wat ek dink, ek wil iemand om lees amper soos in elke keer dat dit op 'n ander plek val. Matteus 28:20, dis Jesus se laaste woorde, van sy laaste woorde wat hy opgevaar het, sê hy, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. So die vraag is, as jy dit lees, wat sê hierdie vers regtig vir jou? Ek is met jou al die dae. Elke dag is ek met jou. En ek weet ons verstaan dit, en ek weet as ons Kersfees vier, dan gaan dit nie net oor ons besef, net daai dag Jesus het vir ons gekom nie. Maar ek dink wat Jesus probeer sê het, ek het gekom dat jy besef, ek is met jou elke dag. Dit beteken nie net in die goeie tye nie, dit beteken in alle tye. En hy het gekom, en dit beteken eintlik wat hy vir ons kom sê het, dat toe hy weggegaan het, en hy het nie vir sy disippels probeer sê, maar hoorie, nou los ek julle moet maar self hierdie ding uitfigure wat ek begin het. Jy weet, ek het die ding gestart, en ek het gegaan, en nou moet julle dit maar uitfigure nie. Hy het eintlik vir hulle kom sê, ek gaan julle nie as wees agterlaat nie, ek gaan by julle wees, en ek gaan in julle kom woning maak, en daai prentjie van in ons kom woning maak, beteken elke dag, 24/7 het jy vrye toegang tot sy heerlikheid. En dis waar ek vanoggend gou wil praat, net wat beteken dit, die hele gedagte, en hoekom ons eintlik my elke dag Kersfees kan vier. Jy weet, maak my elke dag, speel 'n liedjie, gee vir iemand, wat eet julle Kersfees? Skaapbout, nee, ek kan nie elke dag vir ons skaapbout gee nie, maar doen iets lekkers en gee vir mekaar iets en herinner mekaar aan Christus het gekom sodat ons elke dag sy heerlikheid kan beleef. Want sy heerlikheid is wat ons nodig het. So dis soos 'n pa wat teenwoordig is. So ek wil gou vir die kinders vra, imagine julle skryf ons nou toetse en eksamens. Nou imagine jou pa kan saam met jou die eksamen gaan skryf. Party van julle gaan sê, "Ja, ek gaan goed doen," ander gaan sê, "Nee, glad nie." Asseblief. Nie my pa nie, jy ken nie my pa nie. Maar imagine jy het hulp. Imagine jy gaan skryf 'n toets en iemand sit langs jou en sê vir jou, "Nee, dis die antwoord." Dit gaan vir jou voel soos kroek, maar dit gaan verskriklik lekker wees, nê? Ek dink dit is wat dit beteken dat wat Christus gesê het. Hy het vir ons gesê, ek het gekom om die heeltyd, altyd by julle te wees en in julle te wees en saam met julle te wees, waar jy ook al gaan. En vir ons ouers, al is dit in die boardroom of langs die rugbyveld, maak nie saak waar jy self bevind nie. Jesus het probeer sê, besef, toe ek aarde toe gekom het ek gekom dat jy hier, waar jy nou in hierdie besige meeting moet instap, of hierdie moeilike kliënt gaan sien, of deur hierdie finansiële state moet werk, ek het vir dit ook gekom. Of waar jy in 'n verhouding met iemand staan en goed werk dalk nie uit nie, ek het vir dit gekom. Dis waarvoor ek hier is. In elke situasie, ek skryf daar in elke seisoen, dis maklik om Kersfees te vier in die goeie seisoene van ons lewe. Dit raak moeilik as dit met jou moeilik gaan of hartseer is, of jy gaan deur 'n moeilike tyd, om dan te jubel en te juig en te sê, ja, ek is so opgewonde, want Christus het gekom vir hierdie tyd waarin ek myself nou bevind, en ewe skielik, alles binne jou maak nie sin nie. Alles sê vir jou, maar dit kan nie wees nie. Hoe kan ek opgewonde wees oor Christus, maar ek gaan deur 'n tawwe tyd, ek gaan deur 'n moeilike tyd. Hoe kan hierdie goed vir my sin maak? En ek dink dit is menslik, ek dink nie, jy weet, ons lees nou die dag, ek en my vroukie lees so Bybel stukkie wat praat oor, dat selfs Jesus het met tye gevoel, dit gaan nie goed nie. Ek bedoel, toe hy in die tuin van Getsemane gebid het, het hy eintlik vir ons kom sê, ouens, dis wie ons is. Ons as mense voel soms so. Inteendeel, Jesus het so erg beleef, dat die bloeddruppels was so sweet, staan daar geskryf, wat hy ervaar het van die angs wat voor hom lê. So dit beteken nie, ons moet leef sonder om angs te hê nie. Jy weet, die ander vals ding, ek dink wat ons probeer doen is, cowboys don't cry. So Christene mag nie siek word nie. Ek het 'n vriend gehad, lang terug, jare terug, hy's nog al die jare in die bediening, in die ministry, pastoor van 'n mooi gemeente. Maar daai tyd was hy in 'n gemeente gewees wat hulle geglo het, jy kan nie vir mense wys jy het griep nie, want dan beteken dit jy het nie geloof in die Here nie. En my antwoord vir hom was, drink 'n pil. Jy kan 2 weke bid
vertrou jy gesond of jy kan 'n pil drink en gesond word en vir die Here verder werk. Verstaan? So ek dink baie keer moet ons iets verstaan van selfs in hierdie tye beleef ons as mens goed, maar die antwoord is moenie daar bly nie. Leef met die wete God is met jou. So ek wil eens 'n bietjie vat na gedagte toe om te sê, maar wat is dit? Of wat is die goed wat ons vrye toegang van het? Ek het gesê, jy het vrye toegang tot sy heerlikheid. Nou dit is sy wysheid, vir oomblikke wanneer jy daai goddelike inspraak nodig het, want ons het baie keer, kan ons nie dink nie, want die emosies of die omstandighede is net te groot. Sy heerlikheid sluit dit in genade vir daai oomblikke wat jy weet, maar ek het nou 'n fout begaan. Sy genade is daar vir daai oomblikke, sodat jou deur dit help, dat jy nie daar bly nie, en dan natuurlik krag in tye wat jy net voel, ek het bo-natuurlike krag nodig. Die moet 'n wonderwerk gebeur, 1 uit 350, nee, beroepe en aansoeke, en Here, dit is net 'n wonderwerk wat gemaak dat ek hierdie job gaan kry, en die Here sê, ek het 'n plan vir jou lewe. Onthou Spreuke 3 vers 5 tot 6 wat sê, vertrou op die Here met alles wat jy het, moenie staat maak op jou eie insigte nie, en dan sê hy dit, hy sê vra. Weet jy wat, ons vra nie, ons assume. Ek dink die Here, hy sê vir jou, toets my, vra. Want hy sê, vra na die wil van God, in alles wat jy doen. En hy sal. Sien, hy sê, vra en hy gaan iets doen. Hy sal iets doen, vra. Maar hy wil jy moet vra. Jy moet voor hom gaan en sê, Here, ek vra u, help my in hierdie vergadering. Here, ek vra u, gee vir my kind rustigheid in sy gemoed. Here, ek vra u, beskerm ons van wat ook al besig is, wat ons sien ons besig om te tref. Ek vra u, ek staan actually voor u weerloos en sê, Here, net u kan en ek kom vra u vir dit. Nou, die Here is saam met jou, hoor ge dit, het jy 'n persoonlike inspraak, 'n personal assistant wil ek amper sê. Nou vandag is dit nie vreemd nie, almal gaan nou hierdie ken, ek skryf daar, Jesus God is nog beter as AI, nie as I nie, lees dit nou reg nie, hy is beter as, jy kan sê I ook, God is groter as jou I, nee, okay, God is groter as AI. Weet jy wat doen ons? ChatGPT is een van die beste tools wat jy het, want jy het 'n personal assistant wat saam met jou is 24/7, elke dag van die week, jy kan op jou selfoon wat by jou is, het jy toegang tot die beste inligting en informasie, en jy kan, as jy ChatGPT en al die AI tools goed ken, kan hy vir jou wondere verrig, stuur vir my 'n e-mail, maak vir my so, leer my manier van praat, aanleer, sodat dit klink soos ek die e-mail gestuur het, al die special tools kan jy doen, en jy kan dink, wow, hierdie is die beste. Nou ek wil vir jou sê, lank voor dit, nee, het Dawid ook 'n AI middel gehad, ek gaan nou verduidelik. Maar ek wil net eers dit sê, hoor nou hierdie moment. Maar ChatGPT bly beperk tot inligting en die beskikbaarheid van inligting, en die ander beperking wat ChatGPT het is, hy wag eers dat jy iets vra. Hy kan nie dink wat jy wil vra nie, hy wag vir jou vraag, en hy wil maybe probably gee baie goeie antwoord. Hoor gou dit, hou gou vas. Maar God is alwetend, alomteenwoordig en almagtig. Skrik hy ons al agter te dinge gaan die mic nie neergooi. Maar dis daai moment wat jy besef dat God is onbeperk. Daar's niks wat hy nie weet nie, wat hy nie kan doen nie. Inteendeel, en hier kom dit, Dawid het dit geskryf in Psalm 139, is een van my die beste plekke waar ek gedink het, hy het gesit het en besef het, ek het 'n ChatGPT by my nog lank voor dit bestaan, wat nog beter funksioneer as ChatGPT. Kyk wat skryf hy in Psalm 139, hy sê, hy skryf daar vir die koorleier, van Dawid, hier sit Dawid, sien jy vir Dawid, daai ouetjie wat, daar was nie eens elektrisiteit daai dae nie, never mind van satelliete, hy skryf die volgende, hy sê, Here, u deursoek my en ken my, u weet of ek sit en of ek opstaan, u ken my gedagtes van ver af, of ek op pad is, of ek gaan lê, elke oomblik weet u waar ek is. Dan sê hy, selfs voordat ek praat, Here, weet u al presies wat ek gaan sê. Alwetend, alomteenwoordig, almagtig, u weet alles. Here, ek het u 24/7 in my, by my, wat voordat ek nog dink ek het 'n probleem al reeds weet wat ek gaan kom vra.
Voordat ek hoef te gaan search of te gaan iets intik om inligting te kry, is jy reeds wat ek gaan tik of wat ek gaan vra of wat ek wil weet. En dit vat jou dan in die tweede gedeelte, die laaste gedeelte van die vers. Hy sê, U sluit my in van voor en van agter, U hand van seën is op my. Here, en U doen dit. U is 24/7 by my om my te beskerm en om my te seën. Dis hoekom ons Kersfees in Junie vier. Dis hoekom jy Kersfees elke dag kan vier. Dis hoekom jy elke dag kan celebrate dat Christus aarde toe gekom het, want hy het in jou kom woning maak om jou vir 24/7 elke dag van jou lewe te beskerm en te seën. En as ons met daai wete leef, as ons leef vanuit dis ons vertrekpunt, dis nie net, dit hang af van wie ek is of wat ek doen nie, maar dit hang af van wie hy is en wat hy doen vir my, in my en deur my. Dis wat goed begin verander in ons lewens. As ek met daai wete kan leef. Die tweede punt is, en is die laaste punt, die eerste een is, onthou nou, hy's jou persoonlike inspraak in jou lewe. Die tweede een is jou persoonlike beskermer, want as gevolg van dit, wat Dawid ontdek het, besef hy maar, dit beteken dat God is my beskermer. En hoor gaan net hierdie twee verse in Psalm 121 vers 8 sê, die Here bewaar jou van alle kwaad en hy beskerm jou lewe. Hoor jy, die Here hou wag oor jou, of jy kom of gaan, dan sê hy nou en vir altyd. En weet jy wanneer jy hierdie vers moet lees, die oomblik wanneer jy in die grootste uitdaging beleef, dan lees hierdie vers nog steeds dieselfde, hy lees vir nou en vir altyd. Here, ek het slegte nuus gehoor, een oproep in my hele lewe voel of dit alles in mekaar gaan in duie stort, en die Here sê, ek gaan jou kom beskerm en jou bewaar nou, op hierdie oomblik. Hang af hoe ons dit glo en hoe ons dit vat. As jy dit kan vat en sê, Here, but that's why we celebrate die dag toe U na die aarde toe gekom het, want van daai oomblik af, vir nou en vir altyd, Here, is daar vir ons, dit gaan oor voordeel wat U vir ons gee. Dit gaan oor 'n prentjie dat U ons toekoms kom verander, en dit is tot voordeel van ons. En dan natuurlik Tessalonisense, 2 Tessalonisense 3 sê, maar die Here is getrou. En dan staan daar, hy sal julle sterk maak en van die bose bewaar. Hy sê, die Here is getrou. Daar waar jy voel, jy moedeloos is, jy moeg is, hy sê, die Here is getrou, hy sal jou sterk maak. En ek wil dit vandag vir elkeen van ons bid, vir almal waar ons is. Ek moet sê julle die soetste kinders. Geef vir die ouers hande klap as die kinders wat so soet is. Well done. Ek het gedink ons gaan vandag nogal besig wees hiervoor. Wel dan. Bly so soet vir ewig, nou en vir altyd. So ek wil afsluit. Hoekom Kersfees in Junie? Toe jy ingestap het, dit was weird, nê? Almal kyk ons so aan asof, hallo, is julle nie lekker nie. Want ek dink dit het so tradisie geword, maar eintlik moet ons gaan kyk, maar wat vier ons as kinders van die Here? Wat vier ons? Wie vier ons? En ons kan dit ons elke dag kan ons dit celebrate. Elke oomblik kan ons net praat oor Christus. Gaan nou vandag huis toe en gaan vier Kersfees, man. Gaan kry, as jy nie 'n skaapbout het nie, gaan koop een, druk hom gou daar in die oond. Eet hom vanaand, eet hom môre, maak nie saakie, geniet jouself. Maar ons reageer op alles wat Christus vir ons gedoen het, en ek dink ons kan dit meer doen, ons kan dit meer gereeld doen, want hoe meer ons dit celebrate, nee, hoe meer besef ons wat Christus vir ons en in ons kom doen het, hoe meer ons dit celebrate, hoe meer ons mense kan oortuig en sê, maar weet jy wat, dis die werklikheid, Christus het aarde toe gekom. En oh boy, dit het alles kom change. En dan vat jy die goed vir oggend. Hy is by jou 24/7 en hy beskerm en bewaar jou en hy seën jou 24/7. Ek gaan vra dat die kinders na vore sal kom. Almal van julle staan net hierso. Ons wil vir julle bid. Al die kinders. As jy in jou hart voel jy's 'n kind, kan jy ook mee voorkom staan. Ons wil vir die kinders bid vanoggend. Ons wil hulle seën.
Ons wil vir die Here dankie sê vir vir volgende generasies. En al die ouers en almal wat hier sit vandag, wil julle hande so uitsteek na hulle toe en dan gaan ons hulle net seën vanoggend met 'n seëngebed. Julle kan almal hier voor staan, julle oogies mooi toemaak. Ons gaan nou saam bid. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U die kindertjies liefhet. U sê in die woord juis, ons moet die kindertjies na U toe bring. En U sê vir ons ander goed oor kinders. U sê, as ons maar die geloof kan hê soos 'n kind, as ons maar kan wees soos 'n kind, so opreg voor U. Here, en dis my gebed, dat ons deur die kinders sal leer, maar Here ook saam met dit, dat ons vandag hierdie kinders wil kom seën, hulle toekoms voor hulle kom uitspreek, ook oor hulle is uitgespreek, dat U is by hulle 24/7 nou en vir altyd. Here, sê U woord, bewaar julle en seën U hulle, en ons wil daai seën kom uitspreek oor elke kind wat vanmôre hier staan. Here Jesus, mag hierdie kinders die geseëndes van die koninkryk regtig wees en so leef en 'n voorbeeld wees, nie net vir ons as families en ouers nie, maar ook vir hulle maatjies by die skool en onderwysers en oral waar hulle gaan. Dankie Here dat U die kindertjies liefhet. En dankie Here dat hulle vir ons 'n voorbeeld is. So kom seën ons hulle nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees in Jesus naam. Amen. Groter as die berge, sterker as die see. Lei my deur valleie, ken steeds my elke tree. Helder soos die sterre, hemelruim U naam. Skrywer van my storie, die woord waarop ek staan. Die woord waarop ek staan. Van my lewe, U hou my in U hand, lei my in genade, koning van my hart. U is die koning van my hart. Oorweldig, U liefde vir my, volmaak. Altyd by my, ek voel U asem in my, ek weet U is altyd by my, ek voel U asem in my, ek weet U is altyd by my en ek voel U asem in my.
ek weet U is hier by